Dis vir my baie lekker om elkeen van u weer vanoggend hier te sien en saam met u te kan deel in die woord van die Here. Vanoggend toe ek wakker geword het, het daardie gedeelte in my hart opgekom waar die Here Jesus weggeraak het nadat sy maale by die Paasfees was. En nadat hulle hom gesoek het vir 'n hele geruime tyd, ek dink dit was amper 2 dae lank wat hulle hom gesoek het. My ma sou my 'n pak slaag gegee het wat ek vir ewig sou onthou. Maar nadat hulle hom vir 2 dae lank gesoek het, het hulle hom in die tempel gekry en die Here Jesus se antwoord het my getref: waar anders sou ek wees as in die huis van my Vader? En terwyl ons vanoggend hier by mekaar is dit regtig my hart en my sentiment, en ek weet dat dit met u ook die geval is, waar anders sal ons wees as hier in die huis van die Here, hier by die kinders van die Here, hier onder die geklank van die woord. Dit is 'n voorreg om saam met u hier te wees. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, wat meer kan ons vra as dat U die klop van die hart in ons laat echo. Dat ons praat met U stem. Dat ons sien deur U oë. Dat ons werk met U hande en U voete. Dat ons lief hê, Here, met U hart. Dankie, Here Jesus, vir U genade. Dankie vir U woord. Dankie vir wie U vir ons is. Aan U, o Here, al die lof en eer en aanbidding van ons harte tot in alder ewigheid. Amen. Ek wil dan die van u wat die woord van die Here saamgebring het, nooi om dit saam met my oop te maak by Lukas 4
en ons gaan saam lees tussen vers 14 en 31. Lukas 4 vanaf vers 14 tot 31. Ek gaan ook die woorde op die skerm verskyn, maar hy is bietjie klein dalk daar, so as u daar in die Bybel wil blaai, Lukas 4 vers 14 tot 31. Daar staan die volgende. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer, en daar het 'n gerig aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. En hy het in hulle sinagoges geleer en is deur hulle almal geprys. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was. En soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. En toe begin hy vir hulle te sê: Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. En almal het vir hom getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom. En hulle sê: Is hy nie die seun van Josef nie? En hy antwoord hulle: Julle sal my ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg: Genees Heer, genees u self. Alles wat ons hoor wat in Kapernaum gebeur het, doen dit hier in u vaderstad ook. En hy sê: Voorwaar ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy eie vaderland nie. Maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was 3 jaar en 6 maande lank, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land. En aan nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe Naaman die Siriër. En almal in die sinagoge is met woede gevul toe hulle dit hoor. En hulle het opgestaan en hom uit die stad uitgedryf en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Maar hy het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. En hy het afgekom na Kapernaum, 'n stad van Galilea, en hulle op die Sabbat geleer. Ons gaan net tot daar lees uit die kosbare woord van die Here Jesus. So ruk gelede lees ek die artikel van 'n Amerikaanse student wat as 'n kat identifiseer. Sy het gemeen dat haar katidentiteit vir haar die reg gegee het om in die klas soos 'n kat te mel, ander studente te krap, en terwyl die onderwyser besig is om klas te gee, mag sy op die tafelstoele en banke rondbaljaar soos wat 'n kat sou. 3 jaar gelede in Sky News is daar 'n artikel van 'n jong dame wat sê dat sy nie meer as 'n mens identifiseer nie, maar dat sy eerder as 'n ding gesien wil word. Hulle moenie meer na haar verwys as sy of haar nie, hulle moet na haar verwys as dit of dit. Die pyn en die verwarring in hierdie wêreld is vandag onmeetbaar. Hulle sin vir identiteit is so verdraai en verwronge vandag. Daar is vandag soveel verwarring, opinies en politiek dat mense nie meer weet of hulle mense is, of hulle man of vrou of kat of ding is nie. Die mensdom het sy sin vir identiteit verloor. Hy weet nie meer wie hy is nie.
En as ons na die Bybel gaan en die Bybelse perspektief probeer naslaan, dan sien 'n mens, die mens het eintlik al sy perspektief, sy identiteit in die tuin van Eden verloor. Jy sien, toe die Here die mens geskape het, toe skape die Here daardie mens met 'n identiteit. Hy het vir die mens gesê wie die mens is. Hoor wat skryf hy in Genesis 1 vers 27. Hy skryf, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Jy sien, toe daardie mens in die tuin van Eden gemaak is, toe gee die Here vir hom sy identiteit en hy sê, ek weet wie jy is, Adam. Jy is die beeld van God. Nou wat dit beteken om die beeld van God te wees is drievoudig. Dit beteken nie dat ons soos die Here lyk nie, die Here is gees, hy lyk nie op 'n sekere manier nie. Maar dit beteken dat net soos die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat in 'n ewige verhouding van liefde bestaan, is die mens gemaak vir verhoudings. Ons vind ons ware identiteit in 'n verhouding met God en met mekaar. Dis hoekom eensaamheid en isolasie vir die mens so onnatuurlik en ondraaglik voel. Die tweede en derde aspek van wat dit beteken om in die beeld van God geskape te wees, word vir my mooi uitgedruk deur Dawid in Psalm 8 vers 6. Hy skryf, U het hom weinig minder gemaak as goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Nou wanneer Dawid skryf, U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, is dit 'n mooi manier om te sê, U het hom net 'n bietjie minder gemaak as die engele. En daarmee bedoel hy nie dat ons vlerke het of kan rondbeweeg of geeste is soos die engele nie, maar dat ons die goddelike vermoë het om te kan dink, te redeneer, te beplan en te kan skep. Ons is gemaak met die vermoë om keuses te maak en ons is geestelike wesens. En dan het die Here ons ook aangestel as beeld van God om sy verteenwoordigers op aarde te wees. Ons is aangestel om op die aarde rentmeesterskap uit te gee. Ons moet kyk na die diere en na die natuur. So die mens, wanneer God hom maak, wanneer God Adam en Eva maak en saam met hulle in die aandwentjie in die tuin wandel en vir hulle leer wie hulle is, dan sê hy vir hulle, julle is my kinders. Julle is gemaak na die beeld van God, net soos wat 'n seun sekere gelaatstrekke van sy pa en ma afkry, so het julle sekere gelaatstrekke van my afgekry. Julle kan dink soos ek, julle kan redeneer soos ek, julle kan skep soos ek. Julle is wesens, geestelike wesens wat hier op die aarde geplaas is om te regeer soos wat ek oor alles regeer. Julle is my kinders. God gee vir die mens sy identiteit. Maar wat kom doen die slang wanneer hy in die tuin kom? Jy sien, die slang kom val die identiteit van die mens af. Hy kom bevraagteken dit wat God vir ons gesê het oor wie ons is, en hy kom stel 'n nuwe identiteit aan ons voor. In Genesis 3 vers 4 tot 5 praat die slang en hy sê, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Nou daardie frase, dat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken, is 'n klein bietjie misleidend vir ons in Afrikaans. Want dit klink amper asof die Bybel sê dat wanneer Adam en Eva van hierdie vrugte gaan eet, dan gaan hulle kan onderskei tussen goed en kwaad. Dan gaan hulle besef A en B is verkeerd, maar C en D is reg om te doen. Maar die waarheid is, Adam en Eva kon reeds onderskei tussen goed en verkeerd, tussen wat reg is en wat sonde is.
Want God plaas hulle dan binne in die tuin, in die middel van die tuin plaas hy 'n boom en hy sê vir die mens, van al hierdie vrugte mag julle eet. Hulle weet, dit is goed en reg van hulle om van al die vrugte van die tuin te eet, maar dan sê hy, van die tuin in die middel van die boom in die middel van die tuin, mag julle nie eet nie. Hulle het geweet, dis verkeerd. As die slang vir Eva vra, wat het die Here van hierdie boom gesê, dan sê Eva vir daardie slang, God het gesê, ons mag nie van hierdie boom eet nie. Hulle kon reeds onderskei tussen goed en verkeerd. Die Hebreëse woord, wat in Genesis 3 vers 5 gebruik word, vir die woord weet, deur goed en kwaad te ken of te weet, is die Hebreëse woord yada. En yada, wanneer hy in hierdie konteks so gebruik word, beteken nie net om ietsie te weet of verstandelike kennis van dit te hê nie, maar dit beteken om met oordeel oor iets te vel. Met ander woorde, wat die slang aan hulle kom offer, is nie om die verskil tussen goed en kwaad te weet nie, maar om vir hulle self te kan besluit wat goed is en wat kwaad is. Miskien sou 'n duideliker vertaling iets gesê het in die sin van, as julle van hierdie vrug eet, dan sal julle vir julle self die reg toeken om te besluit wat is vir jou reg en wat is vir jou verkeerd. Is dit nie maar die definisie van sonde nie? Wanneer ek teen die besluit van die Here self wil besluit, wat is vir my die regte ding om te doen? En wat is vir my die verkeerde ding om te doen? En hy kom offer vir Adam en Eva 'n nuwe identiteit. 'n Identiteit waar hulle gode oor hulle self kan wees. Waar hulle besluit wat hulle sal sê, wat hulle sal doen, waar hulle sal gaan, wat vir hulle reg sal wees, wat vir hulle verkeerd sal wees. Ek terg my vrou baie keer by die huis. En as sy vir my sê, ek moenie iets doen nie, dan sê ek, man, ek doen net wat ek wil. My ma het altyd so vir my gesê. Maar dis presies wat die slang hier vir hulle kom offer. Jy doen net wat jy wil. Jy verander daardie identiteit wat jy gehad het, as onderling, as verteenwoordiger van die Here, as die een wat in sy gesag en in sy mag en in sy opdrag hier op aarde moet regeer en leef, na een wat deur sy eie gesag en sy eie mag God van homself is in hierdie wêreld. En die duiwel kry dit reg om reeds daar in die tuin van Eden die identiteit van die mens te verdraai, weg van dit wat God hom gemaak het, na dit wat die duiwel en wat sonde gemaak het. In 2026 jaar, 6026 jaar plus minus later, het sonde al so gevorder en aan hierdie identiteit van die mens kom roes en verniel, dat die helfte van die wêreld nie eers kan besluit of hulle manlik of vroulik is nie. Die identiteit van stikkende mense is verlore. En dan val kinders van die Here baie keer in die strik om hierdie mense te oordeel of grappies oor hulle te maak. Jy sien, hierdie mense het nie ons grappies of ons oordeel nodig nie, my liewe vriende. Hulle het ons Christus nodig. Hulle het die Here Jesus in hulle lewe nodig. Want jy sien, die Here Jesus is die uitsondering op hierdie globale identiteitskrisis waarin ons almal gebore is. Die Here Jesus was sonder sonde gebore en ontvang. Hy was nooit in sonde gebore nie, hy het nie een enkele sonde gedoen nie. Hy was net soos ons in elke opsig, sê die Bybel, maar sonder sonde. En omdat sonde nie die geleentheid gehad het om die identiteit van die Here Jesus te verdraai en te verbuig en te verniel nie, is die Here Jesus Christus die enigste voorbeeld in menslike geskiedenis wat presies geweet het wie hy is. En ons sien dit so ongelooflik mooi uitgebeeld in hierdie gedeelte in Lukas 4.
Lukas 4 vers 13 tot 31 is 'n gedeelte wat baie keer vinnig oorgelees en oorgeslaan word. Ons neem daaruit, ja, die mense in Jesus se dorp het nie baie van hom gehou nie en hulle het hom weggedryf en ons beweeg aan na van die meer interessante, die groter wonderwerke. Maar in hierdie gedeelte in Lukas 4 kom openbaar die Here Jesus vir ons iets ongeloofliks. Hy kom openbaar vir ons wie hy is, sy identiteit. En deur sy identiteit vir ons te gee, wys hy vir ons wie ons in hom kan wees. Met ander woorde, as ons sy identiteit raak sien in Lukas 4, sien ons op 'n natuurlike manier ook ons eie identiteit raak. Daarom wil ek vanoggend met u praat onder die tema sy identiteit. Nou, daar's 4 gedagtes in hierdie gedeelte. Toe ek klaar gedagte 1 en gedagte 2 voorberei het, toe besef ek dat as ek gedagte 3 en 4 ook gaan doen vanoggend, dan gaan u dink dis 'n reeks dienste en dan gaan my reputasie van 'n ou wat oor my tyd praat net al hoe verder verkeerd gaan. So ek het die gedeelte dan in 2 gedeeltes nou opgedeel en ek gaan vanoggend net kyk na die eerste 2, maar ek wil hê ons moet al 4 gelyk kan sien. So ek het hulle daar op die bord gesien. Ons sien in hierdie gedeelte eerste sy identiteit verwar. Dan sien ons sy identiteit verklaar. Dan gaan ons volgende keer wanneer ek hier preek sien sy identiteit verstoot. En laastens sien ons die tragedie van die menslike geskiedenis, sy identiteit verwerp. Maar ons kyk dan vanoggend na die eerste 2 en daarmee die eerste sy identiteit verwar. En ek lees vir u graag Lukas 4 vers 14 waar daar staan: En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer en daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. Nou hier wil ek begin deur te sê dat as ons Lukas 4 gaan deurlees van begin tot einde toe, dan kom daar partykeer so 'n bietjie van 'n verwarring in. Die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is bedoel om saam gelees te word. Dis 4 getuies wat dieselfde gebeurtenisse uit verskillende hoeke uitkyk. Nou wanneer mens Lukas lees, dan lyk dit asof die Here Jesus by sy doop was, direk van sy doop in die woestyn ingestuur was vir die versoeking en direk vanuit daardie woestyn na Galilea gekom het, na Nasaret waar hy groot geword het. Maar wanneer mens die ander evangelies sien en hulle lees, dan kom 'n mens agter dat dit nie presies die geval was nie. Matteus byvoorbeeld plaas hierdie verhaal eers heelwat later in sy evangelie in Matteus 13 en Markus plaas dit in Markus 6. Johannes sit 'n hele reeks van gebeure tussen die Here Jesus se uittog uit die woestyn uit na vir sy versoeking en hierdie gebeurtenis wat op hierdie plek plaasgevind het. Nou ek wil duidelik sê, die evangelies verskil nie van mekaar nie, maar hulle word uit verskillende oogpunte uitgesien. En die enigste rede waarom ek dit vir u sê, is oor dit wat ons in vers 14 raak lees. Want in vers 14 gee Lukas vir ons al die agtergrond wat hy voel ons nodig het om hierdie verhaal te verstaan, deur vir ons te sê, en daar het 'n gerug aangaande hom die hele omtrek uitgegaan. Daar was in ons Afrikaans 'n kinderstorie oor die Here Jesus wat die ronde begin doen het in die gebied. Nou ons kom agter wanneer ons die ander evangelies lees en Lukas self lees wat hierdie kinderstorie was. Lukas 5 vers 15 sê byvoorbeeld: Maar die gerug aangaande hom is nog meer versprei en groot menigtes het bymekaar gekom om te luister en deur hom van hulle siektes genees te word. Verder lees ons wat die mense begin sê het in Markus 6 vers 14 tot 16. Hoor wat staan daar: En toe Herodes dit hoor, want sy naam het bekend geword, met ander woorde die Here Jesus het baie roem begin kry in die gebied, het hy gesê, Johannes die Doper het uit die dode opgestaan en daarom werk die kragte in hom. Ander het gesê, hy is Elia, en ander het weer gesê, hy is 'n profeet soos een van die profete. Maar toe Herodes dit hoor, sê hy, Johannes
wat ek onthoof het, dit is hy het uit die dode opgestaan. Met ander woorde, daar was al hierdie gerugte oor die Here Jesus, wat die hele omtrek vol gegaan het. Jesus het van dorp tot dorp beweeg en ongelooflike dinge gedoen. Hy het siekes gesond gemaak, mense wat van geboorte af krepeel was, het hy aangeraak en hulle het opgestaan en hulle het geloop. Mense wat van geboorte af nog nooit kon sien nie, het hy aangeraak en die skille het van hulle oë afgeval. 'n Vrou wat aan bloedvloeiing gely het, is genees. Lazarus het uit die dood uit opgestaan, dan het hy wonderwerke gedoen. Hy het op die see van Galilea op die water uitgeloop en met die weer gepraat en die storms het stil geword. Hy het 'n paar broodjies en visse gevat en het gebreek en vir 5000 mense kos gegee. Nou, u kan by jouself dink, as ek nou maandag, môre, begin om sulke wonderwerke hier in Sasolburg te doen. As ek nou na die skole toe gaan en ek vat een Sasco broodjie en ek begin daardie broodjie te breek en ek gee genoeg vir 800 kinders en daar bly 12 mandjies vol oor. Hoe vinnig sal dit nie wees dat die banke in hierdie kerk vol sal sit nie? As daar 'n gerug in die dorp rondgegaan het dat as ek rondgeloop het en mense aangeraak het, het hulle van hulle siektes gesond geword. Mense het uit rolstoele uit opgestaan, mense het van kanker genees geword, mense het net eenvoudig weer gelewe wanneer mense hulle aangeraak het. Hoe vinnig dink jy sal die banke nie hier vol geraak het nie? En dis presies wat met die Here Jesus gebeur het. Mense het van heide en verre gekom. Daardie geval toe hy by die meer van Galilea was en die 5000 mense na hom toe gekom het, het hulle oor die hele streek van Judea gekom. Nou ek het gaan kyk, Judea is so groot soos Gauteng. En dit beteken dat daar mense te voet die lengte en breedte van Gauteng geloop het. Hulle werke en hulle lewens toegesluit het en geloop het om die Here Jesus te sien, die man wat hierdie wonderwerke doen. So daardie oggend, toe hy terugkom in Galilea en Nasaret waar hy groot geword het, sien ons 'n vol skare. Lukas 4 vers 16 sê, toe hy in Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, het hy die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en staan op om te lees. Die Here Jesus, wanneer hy in Nasaret aankom op die Sabbatdag, en die Bybel sê, dis iets om te leer daar, soos dit sy gewoonte was. Vir mense wat sê, ek het nie nodig om kerk toe te gaan om 'n Christen te wees nie, Christus het die gewoonte gehad om kerk toe te gaan. Maar soos wat sy gewoonte was, gaan hy toe die Sondag of die Saterdag, die Sabbatdag, gaan hy toe nou na die sinagoge, en toe hy daar voor in die sinagoge gaan, toe gaan hy op om te gaan leer. En die heel eerste ding wat die Here Jesus gedoen het, is vir my interessant, hulle het 'n podiumpie soos 'n kansel voor in die sinagoge gehad, en dan sulke trappies waarop die mense gesit het. En dan het hy een van die dienaars gevra, wat maar soos 'n diaken was, en hierdie dienaar het vir hom die boekrol van die profeet Jesaja gebring. Nou daardie boekrol is 'n vreeslike lang stuk papier. Die een wat hulle gekry het in die Qumran-grotte was 7,5 meter lank gewees. Dis 'n enge lange ding wat hy daar gehad het, wat hulle nou toegerol het. En hoe dit gewerk het, is jy het sulke stokke aan die kant, of sulke mooi koperpale aan die kant gehad, en dan het jy die een kant van die koperpaal oopgerol, terwyl jy die ander kant gelyktydig toerol. En dan het jy nou, verskoon die Engels, so geskraal deur die skraal. Dis hoekom hulle dit 'n skraal genoem het, en hoekom ons dit vandag scrolling op die foon noem, want jy skuif so deur die inligting. En die Here Jesus lees ongelukkig daardie oggend nie Jesaja 1 of 2 of 3 nie, maar hy rol hierdie boek al die pad tot Jesaja 61. Nou u het dalk al lank gesit terwyl ek gepreek het, maar daarom nog nie dat ek rol in stilte terwyl ons tot by Jesaja 61 kom. En dan lees die Here Jesus die woorde van Jesaja 61 vir hierdie groot skare. Nou ek gaan nou kom by wat hy gelees het, maar voordat ek daar aankom, wil ek vir u so 'n bietjie vooruit in die storie vertel.
Jy sien, die Here staan daar voor hierdie groot hoeveelheid mense, die hele dorp wat saamgekom het om te hoor en te sien wat hier gaan gebeur. Maar later aan die einde van die verhaal, wil hulle die Here Jesus van 'n kraans afgooi om hom dood te maak. Later, wanneer hulle die boodskap hoor wat die Here Jesus kom verkondig het, dan verwerp hulle nie net die boodskap nie, hulle verwerp die Here Jesus Christus en stoot hom uit die dorp uit waar hy groot geword het. Hoekom? Want hulle het sy identiteit verwar. Jy sien, hulle het 'n wonderwerker verwag. Hulle het 'n vertoning verwag. Hulle het verwag dat die Here Jesus daardie dag daar sal kom en dinge sal kom doen wat hulle vir die hele res van hulle lewe sal onthou. Groot en magtige wonderwerke. Hulle het nie belang gestel of 'n behoefte gehad aan die boodskap van die Here Jesus nie. Hulle was daar vir die vertoning. Hulle het sy identiteit verwar. Hulle het hom nie geken as die Messias nie. Hulle het hom geken as 'n vermaaklikheidsopvoerder. En toe ek dit raak lees en dit raak sien, toe dink ek by myself, is dit nie maar presies wat vandag nog in die kerk gebeur nie. Mense wat kerk toe kom vir die vertoning, vir die geniet daarvan. Mense wat nie meer kom om te soek na die ware identiteit van die Here Jesus Christus nie. Mense wat nie meer daar is om te hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê nie, maar mense wat gaan na 'n kerk toe waar dit vir hulle lekker en gemaklik is. 'n Kerk wat lekker en gemaklik is nie 'n kerk van die Here Jesus nie, my liewe vriende. Daar is dinge in 'n kerk wat 'n mens kan geniet. Daar is dinge in 'n kerk wat lekker en aangenaam en gemaklik is, maar jou kerk moet jou nie gemaklik maak nie, dit moet jou ongemaklik maak, so ongemaklik dat jy nie anders kan as om uit te gaan en die evangelie te verkondig nie. Sy identiteit is nie die van 'n wonderwerker of 'n vertoning nie. Sy identiteit is een wat gesê het in Lukas 19 vers 10, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Die kerk van die Here Jesus is nie 'n vertoning nie, dis 'n soek- en reddingseenheid. Toe ek op skool was, hier naby aan matriek, voordat ek tot bekering gekom het, het daar ewe skielik in Meyerton oral teen die lamppale, pamflette en posters opgegaan, waarin een van die kerke in die dorp geadverteer het. Kom sien profeet so en so, ek kan nie meer vandag die man se naam onthou nie, dankie tog. Kom sien die wondergenesings, kom sien die krag van die Heilige Gees, kom ervaar die wonderwerke van God, en mense het na hierdie gemeente toe gestroom, en mense het daar gesond geword, al was dit net vir 'n rukkie. Ek onthou hoe 'n juffrou ons vertel het dat sy in haar regteroor nie heeltemal so mooi kon hoor nie, maar nou kan sy baie mooi in haar regteroor hoor, nadat daai man vir haar gebid het. En van 'n ou wat sweer dat sy een been bietjie langer as die ander een was, maar nou dat al twee dieselfde lengte was. Ek het hom normaal sien loop sy hele lewe lank, so ek het nie heeltemal geglo nie. En een aand uit nuuskierigheid uit het ek self na hierdie gemeente gegaan om te gaan sien wat hierdie wonderprofeet dan nou te sê het. En ek sal nooit vergeet nie, ek het in die banke gestaan en ek het gesien hoe een van die stoutste kinders in die skool in die gang afhardloop met 'n kruis en 'n vlag en koortjies sing. En ek weet dat daar dieselfde kind vandag by die skool vertel het hoe hy nie in die Here glo nie en hy sal doen wat hy wil. En hoe hy 'n pentagram nog met Tipp-Ex so op sy tas ingekleer het, want toe ek groot geword het, het hulle nog gedink dit was cool. En ek het selfs in my ongeredde toestand gesien, daardie mense is daar vir die vertoning, nie vir die Here Jesus Christus nie. Verstaan my asseblief baie mooi vanoggend, ek is nie teen goeie en lekker en aangename goed in 'n kerk nie, dit moet daar wees, dis heerlik, dis wonderlik. Maar ek is teen 'n kerk wat Christus vergeet het, waar Christus Jesus nie sentraal is nie, waar die boodskap van die Here Jesus nie sentraal is nie.
Dit help nie, my liewe vriende. As ons gaan na 'n plek toe waar die Here Jesus ons van ons siektes genees, maar ons siel bly verlore nie. Dit help nie dat ons sit in preke waar daar beloof word, dat hoeveel jy saai, jy weer sal maai nie. Dat hoeveel jy vir die kerk gee, jy 10voudig soveel weer in jou bankrekening kan inkry nie. Dit help nie, jy sit met 'n vol bankrekening en 'n leë gees nie. Dit help nie, hy maak jou gesond en gelukkig nie. Dit maak nie, hy open jou oë van blindheid, maar jy maak dit oop in die hel nie. Hy het nie gekom om ons lewens gemaklik te maak nie, vriende. Hy self het gesê, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hy was nie hier om vir ons beste lewe nou te gee nie. Ek bid die Here dat ons nie ons beste lewe nou leef nie, want ons beste lewe is in Christus in die hemele, sê Efesiërs 1. Die Here Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Ek sien my tyd is klaar. Ek het net een van die gedagtes hanteer, maar dis miskien goed so vanoggend. Ek wil u nooi vanoggend om die identiteit van die Here Jesus Christus in waarheid aan te neem. En om te besef eens en vir altyd wie hy is. Hy's nie 'n motiveringsspreker nie. Hy's nie een wat 'n boodskap stuur sodat jou week beter gaan wees en jy beter kan cope met jou uitdagings nie. 'n Christen cope beter met sy uitdagings, maar dis nie die boodskap van die Here Jesus nie. Dis nie een keer wat hy vir een persoon gesê het nie. Toe daai ryk jong man na die Here Jesus toe kom, het hy nie vir hom 'n lysie van raad gegee en gesê, hier is hoe jy jou lewe beter kan maak, hier is hoe jy jou finansies kan uitsorteer, hier is hoe jy jou verhoudings kan uitsorteer. Nie, hy het vir hom gesê, gaan verkoop alles, gaan gee alles op en volg my. As ons onsself Christene wil noem, die woord Christen beteken klein Christus. Die woord Christus beteken gesalfde, gestuurde, klein gestuurde. Moet ons nie uitgaan en die boodskap van 'n verdraaide en 'n verwarde Christus identiteit gaan verkondig nie, maar van die ware Jesus Christus wat gekom het om te soek en te red die wat verlore is. My uitdaging aan elkeen van ons, miskien eers 'n uitnodiging. Maak seker van jou saak. Maak heel eers seker dat die Here Jesus jou al gevind het. Dat hy jou verlosser en jou saligmaker is en vir jou die identiteit gegee het van iemand wat veranderd is deur die krag van wie Jesus is. Dis nommer 1. Die van u wat nie verlede week hier was met die getuienis Sondag nie, ek raak sommer emosioneel as ek daaraan dink, het regtig uitgemis. En Tannie Ria Roos se getuienis het my so geraak. Iemand wat haar hele lewe lank in die kerk groot geword het en op die ouderdom van 70 besef sy is nie wedergebore nie. Die Here Jesus Christus het haar nog nie gevind nie en sy maak haar saak reg met die Here. Dis waaroor ons kerk gaan. Dis waaroor Jesus gaan. Dis die Jesus wat jy gevra word om te gaan verkondig daar buite. My uitdaging gaan uit hierdie week. Vertel net een mens van die reddende genade van God wat daar in die Here Jesus Christus is. Gaan vra net een mens, is jy seker jou saak is reg? As jy vandag doodgaan, is jy seker dat jy jou oë gaan oopmaak in die hart van die Here?
Want as jy nie is nie, dan die Here my vandag gestuur om jou te soek en te vind, sodat hy kan red wie verlore is. Sodat hy jou kan oorroep van die duisternis na die lig. Sodat hy Johannes 3 vers 16 kan 'n waarheid maak in jou lewe. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Mag die Here ons genade gee om die vermaaklikheids-Jesus te kruisig en die ware identiteit van Christus aan te neem. Die Here seën u, kom ons bid saam. Vader, ons het nog nie eers gekom by die gedeelte wat u gelees het nie. En reeds oorweldig die krag van wie u is, ons elkeen. Here, ek wil kom bid dat u self sal kom openbaar aan elkeen wat u nog nie ken nie. As daar vanoggend in hierdie kerkgebou, Here Jesus, iemand sit wie se saak nog nie reggemaak is met die Here Jesus nie. Vader, roep hom, soek hom deur u Heilige Gees. Trek haar deur u waarheid, Here. Roep hulle tot bekering, want u is steeds hier deur die Gees, deur die gestuurdes om te soek en te red die wat verlore is. Gee dat hulle nie nog een dag lank uithou nie, Vader, maar vandag hulle saak regmaak met die Here van die leerskare, dat hulle vandag seker is, dat hulle hulle oë sal oopmaak in die boesem van God. Here, en seën die van ons wat u ken met u identiteit. Laat ons dit dra soos 'n brandmerk. Sit dit op ons lippe en in ons gedagtes. Maak dit aansteeklik en soek deur ons die wat verlore is. As die Here iemand lei vanoggend, as die Here met een van u gepraat het en een van u voel in die hart dat u iemand nodig het om saam met u te bid, as die Here in die hart kom krap het en u nie meer seker is dat u seker is nie, as u saak reg wil maak met die Here, kom soek vir my, kom soek een van die ouderlinge, gaan sit alleen in die kerk en bid, en maak vandag jou saak reg met die Here. Die Gees van die Here is hier en hy roep jou. Hy roep jou tot bekering, want die koninkryk van God is op hande. Wees ons genadig, o Here. Amen. Ek gaan u nooi om te staan en dan gaan ons saam sing, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Kom ons staan en dan sing ons dit heerlik saam. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou, sy kerk hier bewaar, dit vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, om sout en om lig vir die wêreld te
die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Voordat ek die seën uitspreek, wil ek jy weer nooi as jy nodig het om met iemand te praat, as jy nodig het dat iemand saam met jy bid, bly vir 'n oomblik agter. Ek hardloop gewoonlik na die deur toe om te kyk of ek almal kan groet, maar daarna sal ons jy vind. Maak vandag reg met die Here. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat ons Vader kom, om ons te kom haal. Amen.